Nou Gawie van die kerk kuier vanoggend by ons in ons gesels oor Timmerchokkers, 'n baie belangrike organisasie wat sulke goeie werk doen. Goeiemôre Gawie. Goeiemôre julle. Welkom. Dit is so lekker om jou vanoggend hier te hê. Vertel ons wie of wat is Timmerchokkers? Timmerchokkers is 'n nuwensgewende maatskappy wat spesifiek werk onder behoeftige seuns, swaarkry seuns in Danville, Pretoria Wes, en ek dink die hoofdeel van Timmerchokkers is ons stokperdjie sentrum. Ja. Nou jy het op 'n baie jong ouderdom geroepe gevoel om mense te dien, Gawie. Hoe het Timmerchokkers uit jou roeping uitgegroei? Ek het in 94 toe ek 'n jong lad was, het ek in die stad gewerk en intens bewus geraak van die nood wat daar is onder die seuns. En seuns wat groot word sonder paas, in baie gevalle positiewe rolmodelle. En die Here het my geroep om iets te doen onder die seuns. En vir 12, 13 jaar het ek in die middestad van Pretoria gewerk waar ek stokperdjie sentrum aangebied het en 2012 het ek begin in Danville en toe ek daar kom toe sien ek nie maar dieselfde wat ek in die stad gesien het, sien ek in Danville en in baie van die gevalle is die paas dood en net glad nie daar nie. So toe het ons maar uitgekom by Timmerchokkers en ek het daar begin werk en die oplossing vir ons probleem is dan ook 'n stokperdjie sentrum vir seuns waar ons saam met hulle die pad kan stap, handvaardighede leer en dan houtwerk en ander handvaardighede gebruik as 'n voertuig in hierdie kinders se lewens. En so in die proses Jesus af te vryf op hulle. Ja. En in die proses kan hulle dalk hopelik in ons lewens sien hoe 'n Christen man behoort op te tree en dinge te doen. Iets wat hulle nie noodwendig elke dag sien nie. Ja. Hoekom jy's 'n stokperdjie sentrum? Is dit 'n manier wat jy met kinders kan connect sonder om hulle te dwing om iewers te wees? Deur die jare het ek baie breinprofiele en goed gedoen en een van die eerstes wat ek gedoen het gesê ek met klein groepe werk. En een van my mentors op daai stadium in die stad, Werner Schultz, het 'n draai gemaak in Brasilië en hy het hierdie stokperdjie sentrum konsep by YWAM gesien. En hy het my geïnspireer om met die seuns te werk en ook aangemoedig om 'n draai te maak in Brasilië. So ek het dit daar gaan sien, vir 'n maand lank beleef en dit was maar erg. So toe ek terugkom in Suid-Afrika het ek net besef, jy weet, dis nie erg hier by ons nie en dit is lekker om dan handwerk te gebruik. Dit is 'n tool. Jy weet jy plaas die kinders op hulle gemak en voor jy jou kry dan blaker hulle 'n klomp interessante inligting uit dan sê jy, wat maak ek hiermee? Ja. En hulle voel net so op hulle gemak. Wat gebeur presies tydens so 'n stokperdjie sessie? Maar die manne kom direk van die skool af, kom hulle by my aan, dan is hulle rawend honger. Jy weet dit is die manne wil eet. Laat ek hulle hande was en dan die 6 manne wat op 'n slag kom, hardloop dan vinnig deur 2 brode. En snaaks genoeg is hierdie ouetjies, hulle sal op die warmste dag, so hulle vir my vra om Gawie kan ons koffie of Milo kry en dan is daar die aard een wat sê hy soek rooibos tee. So as die manne, terwyl die manne eet, dan sit ons so reg rondom die tafel soos 'n lekker gesin en ons gesels en dan gee ek vir hulle geleentheid om vir hulle my te vertel wat is die highs en die lows van hulle week. En so kry hulle geleentheid om te kan share op 'n lekker informele manier. En dan as ons dan klaar geëet het, dan die manne self hulle skottelgoed was. Dis maar deel van Mam Gawie. Ek was nie eers by die huis skottelgoed nie. Ek sê wel hierso was jy. Laat jy gaan. En dan begin ons werk, eenvoudige projekte. Ek doen baie van die voorbereiding vir hulle. Dan leer ons vir hulle basiese vaardighede, meet, skuur. Van die ouetjies het al gespuit verf, maar ons mag ongelukkig nie naby die groot masjiene kom nie. So want vinger kan baie maklik verloor word. So ons doen maar eenvoudige goed en dan kombineer ons baie keer, jy weet, houtwerk met decoupage en verf en bietjie leerwerk hier en daar. So en dan as die manne dan klaar gewerk het dan kan hulle 'n bietjie gaan bal speel. So is 'n plek waar ons werk, kuier en speel. Was ander aktiwiteite doen julle ooit kampe ook met hulle? Kampe is baie naby aan my hart. Ek dink waar ek al gewerk het in die stad en waar ek nou is kampe sentraal. En ek veral by Timmerseuns, ten minste eenmal 'n jaar probeer ons die seuns vir 'n naweek wegvat. En dan doen ons manne dinge. Ons roei op die dam, ons vang vis. Maak vuur en dan kry jy die seuns die geleentheid om
hulle eie vleisie te braai. En dan sê hulle vir my, "Gawie, dis die eerste keer in my lewe wat ek vleis gebraai het." Sjoe. En daai trots in hulle om dit te kan doen. En dan in die proses van kamp kry ons dan ook die geleentheid om die kinders dan op 'n eilandsituasie te kry waar ons dan ook geestelik kan inbou in hulle lewens. Jo. Ons 'n bietjie meer leer van Jesus. Gawie, dis lekker om te weet daar's mense wat jou ook ondersteun, want daar's natuurlik seker baie behoeftes, baie droomlyste wat jy het. Ons het 2 minute oor om te kom by Philip Meyer se deelname in die Cape Town Cycle Tour en hoe dit timmerjokkers gehelp het en dan ook hoe kan kykers wat dalk vandag kyk julle ondersteun? Wat is op julle droomlys? Ons droomlys, kom ons gaan begin eers by Philip. Hy's 'n baie dierbare vriend en hy het met die blootstelling wat ons gekry het van julle kant af in sy Bekkebury veldtog kon ons eenmalige R20,000 inkry. Groot Hardeware groep het my gekontak en gesê maar hulle wil graag hout skenk en op 'n ander manier betrokke raak. Die besluit word vandag geneem en dan is daar ek dink hy's op 99% van sy Bekkebury veldtog ook. So ons is dankbaar vir daai blootstelling en dan ek dink 'n manier hoe van die luisteraars van die kykers kan betrokke raak is gaan beloer ons webtuiste en stuur daar vir my 'n boodskap. En ek dink 'n baie oulike manier om betrokke te raak is om 'n seun te borg teen R280 'n maand. En op die manier dan, jy weet, 'n seun se koste te dra sodat ons daarom die basiese materiaal en goede kan aankoop. Ja, dis Gawie, baie dankie vir die werk wat julle doen. Dit is ongelooflik. Mag julle van krag tot krag gaan. Mag dit wat jy in die stad geleer het en nou waar jy is ook in Pretoria Wes uitbrei na ander areas. Ek dink mense kort meer voorbeelde, meer mense wat wil gaan. Hier is wat 'n paar voorbeeld moet wees. Gesinstyd, dit is die skills wat ons moet leer, nie net vaardighede wat mense leer nie, maar geestelike vaardighede en geestelik ook in te delf. So dankie vir dit wat julle doen. Mag jy regtig net voorspoed beleef verder. Baie dankie Jennifer, waardeer. En mag Gawie se wonderlike dade wat hy doen elke dag jou ook inspireer om betrokke te raak by 'n organisasie naby jou. En as jy meer van timmerjokkers wil weet of een van hulle seuns wil borg, dis maklik, gaan na timmerjokkers en dis .co.za. Ja. Ja, baie dankie. Bly ingeskakel vir jou nuus om 7.